Stone.
have the glory. Jesus, you are Lord. Just give him praise this morning for who he is. Abba Vader, ons eer u vanoggend. Ons staan in die teenwoordigheid van die Allerhoogste. Daar is niemand bo hom nie, daar is niemand beter nie. Die werk is nie beter nie, die omstandighede is nie beter, finansies is nie beter nie. Daar is niks beter nie. En vanoggend staan ons in die teenwoordigheid van daai lewendige God. Die God wat in beheer is, die God wat omstandighede kan omdraai en verander, die God wat siekte kan genees, die God wat ons van een plek na 'n ander plek toe kan vat, wanneer ons dink daar is nie hoop nie. Dis die God in wie se teenwoordigheid ons vanoggend staan. Kerk, ek wil hê ons moet besef vanoggend, ons is nie net in 'n gebou nie, ons is nie net in 'n plek nie, ons is in die teenwoordigheid. Ons moet daai woord verstaan. Dit beteken God is hier. En ek vra die vraag vanoggend, as God hier gestaan het voor langs my en ons kan hom duidelik gesien het, sou ons aanbidding, sou ons lofprysing, sou ons gewees het hoe ons nou is. Ons verstaan nie altyd wat ons nie kan sien nie, maar vanoggend is die God van die alle gode, die Vader van almal en alles, hier teenwoordig vanoggend. En ek wil net 'n oomblik vat, net 'n oomblik. En ek wil hê ons moet hom net lof bring. Ek wil hê ons moet hom net prys, daar waar jy is. Jy hoef dit nie hardop te doen, jy kan dit hardop doen, jy kan sing, jy kan jou hande ophef, maar ons moet vanoggend die God wat in ons teenwoordigheid ophef. Want hy is waardig om geprys te word. Hallelujah, Jesus, we worship you this morning, we give you honor and we give you glory. We praise you, there is none like you, Abba Father. Just come and manifest your presence in this place this morning. Worthy, worthy, worthy is the Lamb that was slain. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Here, ek bid dat u woord sal seën vanoggend, Here, en laat dit die harte sal bereik wat u wil hê het moet bereik. En ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Dankie, julle kan julle sitplekke neem. Vanoggend, ek het preek voorberei in die week en ek het gedink ek wil net hierdie ding skuif. Daar is hy. En ek het gedink ek het my preek en gister toe kom ons by die huis en Dylan en Shiloh gaan slaap en ek sê okay, ek gaan net op die bank sit, ek gaan net klaar voorberei en toe ek op die bank sit, toe begin ek maar van vooraf, want dit wat ek wou doen en dit wat ek gaan doen is twee verskillende goed. So, ek wil vanoggend begin deur om te sê of 'n stelling te maak. Om God te gehoorsaam is altyd die regte ding. Dit is altyd die slimste ding, maar dit is nie altyd die maklikste ding nie. Ek wil hê ons moet daai verstaan, die tema van my boodskap is daarbo, dit is gehoorsaamheid, en vanoggend begin ons met daai, want ek wil hê ons moet verstaan, om God te gehoorsaam is nie so maklik soos wat almal sê nie. Dis baie maklik as dit goed gaan.
Dis baie maklik as God vir my sê, ek wil hê jy moet nou in jou kar klim, en ek wil hê jy moet daai ou R10,000 kan gee, en dan sal ek vir jou dit en dit en dit doen. Dan gaan ek dit mos doen. Maar as die Here vir jou sê, ek wil in jou kar klim, en jy moet daai ou R10,000 gaan gee, en dan moet jy wag om te sien of ek iets vir jou gaan doen. Dis mos nou nie so maklik nie. Om God gehoorsaam te wees, is baie keer taaf. Veral as ons nie die prentjie sien nie, veral as ons nie verstaan nie. Dit is altyd maklik om op God te vertrou, tot dit iets van jou af verwag. Sê, ek kan altyd vir Melanie sê, Melanie, jy moet vertrou, die Here sal deurbreek. En dan as dit by my kom, sê ek, Here, waar is U? Wat nou, waartoe moet ek gaan? Hoe moet ek dit doen? Hoe gaan ons dit maak? Wat is die plan? So ons gaan begin, ons gaan net so 'n bietjie van 'n storie deurgaan, en dan het ek 'n paar verse uitgerei. Ek was verbaas gister, toe ek deur die goed gaan en besef, hoeveel keer die Bybel praat van gehoorsaam wat lei tot seën. Ons dink gehoorsaam is om nie in die moeilikheid te kom nie. Dit is deel van dit, want ek wil nie in die moeilikheid wees nie, ek moet gehoorsaam wees, maar gehoorsaam is direk gekoppel met God se seën. Direk gekoppel met God se seën. So ons gaan begin in Genesis 17. So as julle saam wil lees, is Genesis 17 vers 1 tot 4, wat sê, toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is God, die Almagtige, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees, en ek wil my verbond sluit tussen my en jou buitengewoon vermeerder. Toe val Abraham op sy aangesig, en God het met hom gespreek en gesê, wat my aangaan, kyk, my verbond is met jou, en jy sal die vader van 'n menigte van nasies word. Hier is God se belofte aan Abraham. God het 'n belofte gemaak van wat hy vir Abraham wil doen. Maar hy het nog nie vir Abraham gesê wat hy van hom verwag nie. En baie keer gebeur dit met ons. Ons kry hierdie awesome belofte van God, en daar's soveel in die Bybel wat sê, die Here sal jou seën, die Here sal dit en dit vir jou doen, en jy is daai, en daar is soveel. Maar ongelukkig besef ons nie, dat ons 'n verantwoordelikheid het, om gehoorsaam te wees, anders gaan ons daai seën mis. God is iemand wat ons wil seën. God is iemand wat ons wil bless. Ons gaan nou 'n paar hoofstukke skiep, jy kan dit gou ook Genesis 22 vers 1. Ek het dit geskryf tot 22, maar ek dink ek het net twee keer geskryf. So Genesis 22 vers 1 sê, na hierdie dinge, dis nou nadat die seun gebore is en nadat die wonderwerk hier was. Ek wil hê ons moet gou verstaan, hierdie wonderwerk is die begin van Abraham se belofte van God af. Die seun wat gebore is die beginpunt van Abraham se menigte nasies. Okay, ons moet daai verstaan. Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Toe sê hy, neem jou seun. Ek wil daai verander. Neem jou seun, neem jou belofte, neem jou toekoms, neem dit wat ek vir jou gegee het en gesê het, is jou toekoms. Neem daai, die een wat jy lief het, en gaan na die land Moria en offer hom daar as 'n brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Dit het my gebreek, want
Abraham het nie die voorreg gehad van vers 7, 8, 9 en 10, wat ons het nie. Abraham het net 'n opdrag van God gehad. En sy opdrag is, vat daai belofte wat ek aan jou gegee het, en gee hom terug vir my as 'n brandoffer. Vat daai opdrag, daai kind, daai hele blessing, wat ek so vir jou in jou hand gestuur het, op 99 jaar oud. Hy het 99 jaar vir sy blessing gewag. En nie nadat hy al lief geraak vir hom, en hom leer ken het, die slim mense dink, skat hy was 'n tiener gewees, so, dit was nie 'n nuwe babietjie nie, dit was nie iemand wat hy nog nie leer ken het nie, dit was iemand wat met hom gehuil het, wat met hom gelag het, met hom deel was, die belofte in aksie gesien, en die Here sê vir hom, okay, dis nou tyd om hom terug te gee. Ons skiep gou na vers 9 toe. Toe hulle kom op die plek wat God hom aangewys het, het Abraham daar die altaar gebou en die hout reggelê. Daarna het hy sy seun Isak gebind en hom op die altaar bo op die hout gesit. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Ons het nou babietjies hier voor, oom Frans. As die Here vir oom Frans nou vra, daar's babietjie, offer haar vir my. Ha? Ek wil hê ons moet dit sien, Delaney. So, ek sal dit nie doen nie. Ek is baie jammer. Ek sal dit nie doen nie. Kyk, God gaan my moet stoot soontoe. Maar hier is my vraag vanoggend, is, wat se tipe verhouding het Abraham met God gehad, dat daar niks twyfel was nie? Nêrens lees ons dat hy met God gestry het nie. Nêrens lees ons lees, God het hom hierdie opdrag gegee, en die volgende ding lees ons, okay, hy het nou reggemaak om dit te doen. Ek sê vir Delana, ek kan nie verstaan nie, hoe iemand kan so iets doen aan hulle eie kind, sonder om te twyfel. Toe ek gister lê en voorberei, dis asof die liggies aangegaan het. Abraham het nooit getwyfel nie, want hy het die vermoë van sy God geken, want dit was 'n 99-jarige belofte. So die belofte van God het Abraham op vasgehou. Die gehoorsaamheid was gekoppel aan die belofte. Sien, die probleem met die kerk vandag, ons verstaan nie die beloftes nie. Dis hoekom ons nie gehoorsaam nie. Dis makliker om my eie ding te doen, want ek kan sien wat gebeur. Maar ons verstaan nie en ons vertrou nie die beloftes wat God vir ons gegee het nie. Die res van die vers sê, maar die engel van die Here het na hom toe gekom, het na hom van die hemel af geroep en gesê, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek, en hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom niks nie, want nou weet ek, dat jy God vrees, en jou seun, jou enigste, van my nie teruggehou het nie. Man, almal praat van hierdie groot goedjies en die groot gebeurtenisse in die Bybel. In my opinie is hierdie een van die grootste. Dis die toets om te gesien het of is man bereid om te doen wat God bereid was om te doen. Ek sê nie, dis net 'n opinie, dis net 'n vraag. Ek wonder of Abraham daar besluit het om nee te sê, sou Jesus nog gekom het. Dis nie Bybels nie, dis 'n vraag wat ek vra. Want God sê, nou sien ek, jy vrees my, en ek sien wat jy bereid was om te doen vir my. Want God het geweet wat God gaan moet doen vir ons. Is dit moontlik dat daarso Abraham se gehoorsaamheid ons hele godsdiens verander het?
Weet jy waar ons as mens in staat is, as ons net gehoorsaam is aan God? Ek wil hê ons moet dink, soos wat ek nou net gevra het, waar sou ons wees sonder daai gehoorsaamheid? Ek praat nou nie van my gehoorsaamheid nie, ek praat nie van jou, ek praat van, waar sou ons gewees het sonder Abraham se gehoorsaamheid? Sou ons nog die opsie gehad om hier te wees? Sou ons nog die goedjies kon doen? Dit is in ons gehoorsaamheid, dat die Here sien hoe belangrik hy is vir ons. Daar's soveel skrifte en ek kan nie wag om uit te kom nie. Dit was in Abraham se gehoorsaamheid wat God gesien het, dat 'n mens bereid is om te doen dit wat nodig is. Ek het so 'n paar stellings wat ek wil maak vanoggend, en hierdie is die tweede een is, jy kan nie God gehoorsaam nie, as jy nie weet wat hy van jou verwag nie. Ek kan nie, hier sit ek nou, en ek kan nie oom Frans, se tannie se niggie se oom se kind se vriendin gehoorsaam nie. Ek het geen idee wie sy nie, ek weet nie waar sy nie, ek ken haar nie, ek weet nie wat sy hart vir my nie. Kerk, weet jy, weet ons wat God van ons verwag? Sien, is maklik om die kerk te blameer. Nee, maar die kerk het gesê dis oukei. Is maklik om 'n pastoor te blameer. Die Bybel is nie net vir die pastoor en die kerkie. Dis vir elke liewe een van ons. En God het 'n opdrag vir elke liewe een van ons om uit te voer. En as ons gehoorsaam is aan God, gaan die seën van God daarmee saam. As ons God se seën en God se belofte wil ervaar, moet ons bereid wees om te doen dit wat hy vra. Ons kan nie what's reward in Afrikaans? Die beloning, dankie, kry sonder om die werk te doen nie. Dis dieselfde as ons op atletiekdag is en almal staan daar op jou merke gereed en die geweer skiet en jy staan doodstil en dan wil jy jou medalje gaan haal. Dis hoe ons godsdiens hanteer. Dis ons die Here hanteer. Ons wil hier staan by die begin en op die einde wil ons medalje gaan haal. Ons wil nie die moeite tussenin insit nie, want dis moeilik, dis harde werk. Dis nie lekker nie. Dit beteken ek moet iets doen, dit beteken ek moet iets gee. Ek gaan myself nou miskien bietjie in die moeilikheid kry, maar dis ook oukei. Ek doen dit uit liefde uit, so asseblief moet my nie skiet nie. Jou opinie van reg en verkeerd maak nie saak nie. As die Bybel sê dis verkeerd, is dit verkeerd. Ek wil hê ons moet mooi verstaan, daar's mense wat kerke toe gaan, want dis oukei om sulke goed te doen daar. Daar's mense wat kerke toe gaan, sodat hulle iemand anders kan blameer, as iets nie reg gaan nie. As my Bybel sê nee, dan moet ek sê nee. Ek gaan nou, ons is op kamera en dit maak nie saak nie, maar al hierdie alphabet communities en hierdie inkleerprentjies en al hierdie ander goedjies, as my Bybel sê dis nie oukei nie, is dit nie oukei nie. Jou opinie maak nie saak nie. En ek sê nie jou opinie in die lewe en daai goed, ek sê as dit by God se woord kom, is dit nie oop tot opinie nie. Dit is God se woord, dit is die woord van God, wat ja en amen is, wat reg en verkeerd is. En ons het 'n map, ek sukkel vandag, wat ons presies wys hoe om van A tot B te kom deur die korrekte manier. Maar ons sal eerder hier hoor by ander mense en dit doen sodat ons iemand anders het om te blameer wanneer dit nie werk nie. Kom dink ons is die kerke leeg vandag.
O nee, ek hou nie van wat daai ou preekie. Nee, daai ou is te reguit, ek wil nie. Nee, daai ou is te gefokus op die reels. Mense, my pa het gister iets gesê. There is no love without discipline. God het reëls. Even in ons kinders se lewens, die Bybel sê, tugtig daai wie jy liefhet. Dissipline is gekoppel aan liefde. Nou sê ons God is 'n God van liefde, maar los asseblief die dissipline uit. Los asseblief die reëls uit. Ons wil nie gehoorsaam nie, ons wil nie volg nie, ons wil los als daai net daarso op die kant. Ons wil net genade hê. Ons wil net grace hê. Die grace ministry wat beteken ek kan doen net wat ek wil, ek kan gaan net waar ek wil, en ek is okay want die Here het my lief. Ek het vir jou baie slegte nuus. Die Here het 2 kruise langs hom gehad. Een is hemel toe, een is nie. Hy het albei daai ouens ewe lief gehad. God se liefde gaan jou nie in die hemel kry nie. God se liefde gaan jou nie in die hemel kry nie. Jou gehoorsaamheid, jou erkenning van wie God is, om te verstaan wie hy is en wat liefde is, dis wat jou hemel toe gaan kry. Dit gaan nie oor hoe ek voel nie. Ek love it. Mense sê, ek is net nie lus vandag om die Here te worship nie. Ek wil vra, dis net Dwayne. Kan jy imagine, Here asseblief help my. Ek is nie lus vandag nie. Sê altyd vir Delaney, as ons worship, you've got to give everything you got. Want ek verwag dat God alles vir my moet gee. As ek, daar's mense wat ek nie ken nie, en mense in die kerk wat ek nog nie meer regtig gesels het en gekuier het nie, ek kan nie verwag dat daai mense dieselfde my gaan hanteer as wat my vrou gaan. Want hulle ken my nie. Hulle weet nie wie is ek nie, hulle verstaan nie my hart nie. Maar as ons God se hart begin verstaan, gaan ons dan verstaan wat hy vir ons is en wie hy vir ons is. Kyk, ek is massive en ons is nou besig met 'n series by die jeug. Worship, aanbidding, lofprysing, dit is vir my een van die belangrikste goed wat 'n Christen kan doen. Ek het al vir mense gesê, ek kan hoe down wees as ek worship musiek aansin en ek begin saam sing, as ek daar klaar is ek weer okay. Want dit doen net iets as ons eer gee waar eer behoort. As ons lof gee waar lof behoort. Worship is nie net hoe ons sing nie. Dis hoe ons God gehoorsaam. Dit is hoe ons daaglikse lewe, dis hoe ons met mense praat, hoe ons kommunikeer. Dit is ons worship, want God is waardig, daar's die woord. God is waardig, en hy sê, ken my in al jou weë. Dit beteken in alles wat ek doen, moet ek om eer bring. So worship is part of our obedience. Ek wil gou 'n paar skrifte lees, ek het nou net vind waar is. Nee, ek wil eers hierdie sê. Ek het bietjie research gaan doen en so 'n paar skrifte uithaal en daar is soveel en ek het nie almal uitgehaal nie, maar ek wil net 'n paar skrifte highlight en ek het dit in Engels ook gedoen, so net vir die een of twee Engelse mense en myself. Want die Engelse breek dit so bietjie meer op. Veral ek love die Amplified Bible, want die Amplified Bible gee konteks in waar die skrif beweeg. So die eerste een wat julle kan hulle neerskryf as julle wil, is Psalm 119 vers 35. En dit sê, laat my wandel op die pad van u gebooie, want daarin het ek 'n behaag. In English it says, direct me in the path of your commands.
Nou ek wil hê ons moet verstaan, in Afrikaans sê dit gebooie. Dit praat nou nie van die 10 gebooie nie, dit praat van die woord van God, die gehoorsaamheid aan dit wat God sê. So in English it says, of your commands, there I find my delight. Daai woord delight beteken pleasure, joy and happiness. Kerk, as ons vreugde, ons gelukkigheid, ons happiness wil hê, moet ons God se gebooie volg. So die gebooie is nie net gekoppel aan seën nie, dit is ook gekoppel aan jou vreugde. Ons sien mense in yesterday, ou lyk so depressed en dit gaan nie goed nie en ons kan nie verstaan hoekom nie. Ek gaan daai ene net daar los. Psalm 128 vers 1 sê, welgeluksalig is elkeen wat die Here vrees, wat in sy weë wandel. In English it says, blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to him. Jou gehoorsaamheid gaan ook vir God wys dat jy hom vrees. En ek beteken nie bang is vir God nie. Ek bedoel hierso 'n respekvolle vrees. Om te verstaan wie God is, om te verstaan wat God kan doen, om te verstaan dat hy God is. Ek wil vra vanoggend, kan jy imagine ons staan aan die ander kant van die Rooi See, saam Moses en ons het daar deurgeloop. En hier kom die Egiptiese weermag en hulle is op pad presies waar ons geloop het, waardeur ons geloop het en ons draai om en ons kry hierdie menslike vrees. Ons is nou in die moeilikheid. Hier gaan ons nou doodgaan. En hier sien ons waarin tot in staat God is. So is hy see toe. Sien daai, as ons daai verstaan, as ons verstaan wie God is, as ons verstaan wat se vermoë God het, dis die vrees van God waarvan hulle nou hier praat. Die volgende een is Lukas 11 vers 28, wat sê, en hy sê ja, maar salig is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar. Luke 11:28 says, he replied, blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Daar kom ons seëninge nou in. Die volgende een is Jeremia 7 vers 23. En hierdie ene, ek en my pa en Dylan het 'n bietjie gesprek oor hom gehad, want ek gaan 'n vraag vra hierso wat jou miskien bietjie gaan skok. Maar dit sê, maar hierdie saak het ek hulle beveel, naamlik, luister na my stem, dan sal ek vir julle 'n God wees. Luister na my stem, dan sal ek vir julle 'n God wees. Wil julle my net daai onthou? En julle sal 'n volk, julle sal my volk wees, en wandel net in die weg wat ek julle beveel, dat dit met julle goed kan gaan. Die een is vir my baie belangrik, dis baie groot. Dit sê, luister na my stem, dan sal ek vir jou 'n God wees. Beteken dit, as ons nie God gehoorsaam is nie, is hy nie vir ons 'n God nie? Ek wil hê ons moet bietjie daaroor dink. As God my dan sê, doen hierdie, as jy hierdie doen, dan sal ek vir jou 'n God wees. As ek dit nie doen nie, sal hy dan vir my 'n God wees. En ek sê vir my pa gister, ek vra hom, nee, dis net Ou Testamenties, hy sê nee, gaan lees 2 Korintiërs, ek dink is 6 iets, wat hulle verwys na hierdie skrif in die Nuwe Testament. So even in die Nuwe Testament sê hulle, luister, hierdie is God, gehoorsaamheid is baie, baie belangrik vir God. In Engels sê dit, but this thing I did command them, listen and obey my voice, and I will be your God.
and you shall be my people, and you will walk in all the way which I command you, so that it may go well with you. So dit gaan nie net oor God wat nou vir my 'n God is nie, dit gaan oor as ek doen wat hy vir my beveel, sal dit met my goed gaan. Dis wat dit hier sê. So that it may go well with you. Die volgende, ek het baie. Die volgende een is een wat vir my nogal interessant was. Dit is in Openbaring 14 vers 12 en vir een of ander rede kan ek nie die Afrikaanse een nou kry nie. But say, this calls for patient endurance on the part of the people of God who kept his command and remain faithful to Jesus. Die laaste een wat ek wil lees is Johannes 14 vers 21. Wie my gebooie het en dit bewaar, dit is hy wat my liefhet. En wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê. En ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Nou hierdie een is 'n bietjie van 'n eina skrif. Want ons wil weet, hoekom openbaar God homself nie aan ons nie? Hoekom in die Bybel kon 'n Petrus of 'n Paulus of 'n iemand kontak met God gehad en met hom praat en met hom gesels en dit het so goed gegaan? En ek sê altyd vir Dylan, as ek bid vir die Here dat ek 'n verhouding met hom het soos wat Petrus gehad het. Dis my droom. Ek wil daai tipe verhouding met God hê. Maar hier sê dit, wie my gebooie het en dit bewaar, dit is hy wat my liefhet. Ons gehoorsaamheid aan God wys vir God wat hy vir ons beteken. Sien, ons wil seën ontvang en ons wil al hierdie goedjies ontvang van 'n God wat ons nie liefhet nie. Hom sal my Vader lief hê en ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Ons soek God se openbaring, ons soek sy teenwoordigheid en ons kom en ons sien mense, hoe kan daai mense vir mense bid en dan hulle genees? Hoekom gaan dit so goed met daai mense? Die Bybel is vol geheime van hierdie goed. Maar ek het vir julle nuus vanoggend. Dit is nie die pastoor se werk om jou verhouding met God te bou nie. Dit is nie die kerk se werk om jou verhouding met God te bou nie. Sien, ons kom kerk toe en verwag dat omdat ons hier is, gaan ons geseën word. Dis nie hoe dit werk nie. Dit is een van God se opdragte. Don't miss it. Jy moet hier wees. Dis deel van een van die opdragte. Maar hierdie Bybel is vol goed wat God van ons as mens verwag. Wat ons mis, want ons het die tyd vir God nie. Ek moenie antwoord nie, maar ek gaan 'n vraag vra, asseblief moenie antwoord nie. Wie het meer as 5 ure van hierdie week in die Bybel spandeer? Of wie het meer as 10 ure hierdie week in die Bybel spandeer? Want jy kan nie God gehoorsaam nie, as jy nie God se woord inkry nie. Want God se woord gee die opdrag. Dan vra ons, ons het 12 ure in God se woord spandeer. Dis fantasties, dis awesome. Hoeveel van die goed het ons gedoen? Ek sê altyd, ek wil nie oor finansies spreek nie, maar ek gaan vra. Daar's 'n opdrag van tiendes en offergawe. Daar's 'n opdrag van ander mense lief hê. Daar's 'n opdrag van mense met respek hanteer. Daar's 'n opdrag om 'n disipel te wees. Daar's 'n opdrag
om 'n voorbeeld te wees vir die wêreld. Daar's 'n opdrag om nie gelykvormig te wees aan die wêreld nie. En ons vra, hoekom kom die seën nie? Hoekom kom die blessing nie? Hoekom kom hierdie goed nie? Dis baie maklik. Want daai goedjies is nie maklik om te doen nie, as jy nie die verhouding met God het nie. Jy sien, al hierdie goedjies gaan en ons het laas maand gegaan oor die fondasie en die bou en alles. As ons reg gebou het, as ons reg op die fondasie gebou het, as ons daai verhouding reg gemaak het, as ons daai prentjie gesien het, gaan God jou nie hoef te forceer om sy woord te gehoorsaam nie. En dis hoekom ek begin het met Abraham vanoggend. Nêrens het God vir hom gesê, as jy nie hierdie doen nie. Hy het net vir hom gesê, Abraham, ek wil hê jy moet hierdie doen. Ek vra weer, hier waar ons nou sit, is ons bereid om te doen wat Abraham bereid was om te doen? Sien, dis die tipe verhouding wat ons, en asseblief, ek sê nie ons moet dit gaan doen nie, moenie nou my verkeerd verstaan nie, los vir Shiloh uit. Ek vra net, is ons op die posisie waar ons die verhouding met God so het, dat ons sy woord so sal gehoorsaam, sodat, wanneer ons dit gedoen het, kan ons dieselfde blessing ervaar, as wat Abraham waar hy nou sit, die vader is, van basies geloof. Sien, dit is so lekker, kan jy imagine, God ag jou so belangrik, dat hy sê, ek is die God van Dwayne Fielding. Nergens, die Bybel sê, God het gesê, Dawid is 'n man na God se eie hart, maar hy het nooit gesê, hy is die God van Dawid nie. Hy sê, hy is die God van Abraham, Isak en Jakob. Want dis waar dit begin het. Dis waar die gehoorsaamheid begin het. En almal dink Abraham was net gehoorsaam. Kan jy imagine, as jy besef, jou pa wil jou nou doodsteek op 'n altaar, en jy lê doodstil. Ons mis dit baie keer, maar Isak moes net so gehoorsaam gewees het. Toe Abraham vir ons sê, ek het 'n opdrag van God, ons moet 'n offer gaan gee, het hy gesê, maar pa, wat gaan ons offer? Daar is niks nie. En al wat Abraham kon antwoord was, die Here sal voorsien. Want hy het geweet tot waar God in staat is. So Isak was vasgebind. Kyk, even nou, om Shiloh vas te bind, gaan moeite wees. Maar Isak was vasgebind, hy was op die altaar gelê, hy het geweet wat was die plan, hy het geweet waar alles is wat ons moet deurgaan, en tog het hy daar gelê. Hoekom? Want hy het deur sy pa gesien wie God is. Kerk sien die wêreld wie God is, deur ons gehoorsaamheid. Hoeveel keer ek het al in 'n kerk gesit en ek is skuldig gewees in my jonger dae, dan weet ek, die Here sê, gaan doen dit, en dan sê ek, nee, dis nie reg nie, of ons vra onsself, wat as ons verkeerd hoor? Of as ons in die drive-thru ry, en ons 'n ou wat geld of kos soek, en die Here sê, ek wil hê jy moet vir daai ou bid, nee Here, ek het nie tyd nie, kos gaan koud word. Come on, ons lag, maar dis wat gebeur in ons elke dag se lewe, en ons dink dis net een ding. Kan jy imagine, as ons net geweet het, wat God in store het vir daai jong man, of daai jong vrou, as ons net gehoorsaam was. Nie imagine die stories, hoe min wonderwerke en stories in die Bybel sou wees na Jesus, as Paulus en Silas daai ou by die tempel gesien het, Peter en James, nou wil ek Engels en Afrikaans meng, die ou by die tempel gesien het en besluit, nee, ek wil niks met daai ou te doen hê nie. Ons het nie geld nie, wat moet ons vir hom gee? Wat moet ons vir hom gee? Geef hom wat jy het. En wat hulle gehaat het,
was 'n vol tank van die Vader. In gehoorsaamheid het daai man daar opgestaan. Nie in sy gehoorsaamheid nie, in hulle gehoorsaamheid. En ek sal love om te weet, die Bybel sê amper nooit vir ons oor die mense wat genees was, wat het van hulle geword. Maar ek kan dit sien. 'n Ou wat vir 40 jaar by die bad van Bethesda gelê het, en hy's nou ewe skielik genees. Jy kan nie stil bly nie. Kan jy imagine wat 'n verskil daai ou aan die wêreld kon maak, net omdat God gehoorsaam was, of Jesus gehoorsaam was aan God? Kan julle besef hoe bevoorreg as ons, omdat Jesus gehoorsaam was aan God? En almal sê, nee, hy moes dit nie gedoen het nie. In the Garden of Gethsemane, hy het daar gekniel en gesê, Here, neem asseblief hierdie beker van my af weg. Ek wil dit nie doen nie. Ek wil nie. Maar hier kom die belangrike gedeelte. Maar, U wil. Wanneer laas het ons gesê, Here, ek is nie in staat nie, of ek wil nie, maar U wil. Dit wat U vir my gee, dit wat U vir my wil doen, sal ek doen. En dis wat ek wil los by ons vanoggend. Ek gaan afsluit, Melanie asseblief, ek gaan afsluit met so 'n paar vrae. En ek weet dis nie lankie en is ook hier op en af spring boodskap hier, inteendeel ek het vir Dylan, hy gesê dit gaan 'n moeilike een wees. Want hoe sê jy vir mense, jy moet wakker skrik en begin gehoorsaam wees, sonder om mean te wees? Sien, want God is 'n God van liefde. God is 'n God van simpatie. As hy nie was nie, was nie een van ons hier nie. Want nie een van ons verdien om hier te wees nie. Ek is nie goed genoeg nie. Dit is net omdat ons hier voor staan, of omdat ons preek, of omdat ons musiek speel, dit maak my nie goed genoeg nie. Hy maak my goed genoeg. Dis deur hom dat ek hier kan staan. So, niemand is belangriker as iemand anders nie, niemand is beter as iemand anders nie. Mense word anders hanteer, want hulle is meer gehoorsaam. Ons sien mense in die kerk, dan sê ons, hoe kan dit so goed gaan? Maar ons sien nie wat het hulle gedoen nie. Ek wil julle gou 'n storie vertel, ek het in die week iets gekyk, dit was vir my briljant, oor die Here se voorsiening en goed, en hierdie pastoor sê, hulle kort 2 miljoen rand of dollar om hulle kerk klaar te bou. En hy weet nie waar gaan hierdie geld vandaan kom nie. En die Here sê vir hom, ek wil hê jy moet vir niemand sê nie. Jy gaan nie vir geld vra nie, jy gaan nie dit nie, jy gaan niemand sê nie. En dan wil ek hê jy moet jou elke maand se salaris net so vat en terugsit in die kerk. So ek kort 2 miljoen rand en nou het ek niks geld nie. Niks nie. En hy sê hy en sy vrou bid en besluit dis wat hulle gaan doen. En long story short, die gehoorsaamheid het die seën gebring. Dit het hulle nie 'n sent gekos, daai ekstra 2 miljoen rand nie. God het voorsien. Nou kyk, ek sê nie gaan gee jou hele geld na die kerk toe en verwag 2 miljoen rand nie. Moet asseblief dit nie doen nie. Wees net gehoorsaam aan die woord van God. Nie aan pastoor Dwayne nie, of pastoor Paul nie, of pastoor Chantel nie. Ons is net mense. Hierdie dingetjie, die woord van God, dis waar ons moet gehoorsaam. Ek wil hê elkeen moet hulle oë vir my sluit, en ons gaan nie al te cool doen nie, ek wil net 2 vragies vra. Die eerste vraag is, besef ons dat God ons wil seën? Met al ons foute, met al die goedjies wat ons verkeerd gedoen het, met al die probleme, met al die issues, God wil jou nog steeds seën, want dit het niks met jou te doen nie, dit is wie hy is. Hy is 'n God wat jou wil seën. Dit is wie hy is. Die tweede vraag wat ek vanoggend wil vra, en die laaste vraag is,
is ons bereid om God se woord te volg? Sien, as ons daai twee vrae antwoord en ons sê ja, ek is bereid om God se wil te volg, gaan die duiwel jou aanval. Hy gaan jou toets, hy gaan jou druk, want hy weet wat God in staat het vir jou is awesome. Hy weet miskien nie wat dit is nie, maar hy weet God se plan vir jou kan nie vergelyk word met enige iets in hierdie wêreld nie. Want dit gaan oor wie God is. En ek wil julle challenge vanoggend met daai stelling wat ek in die begin gemaak het. Dit gaan nie maklik wees nie. Maar dit is altyd die regte ding. Dit gaan nie altyd great wees nie, maar dit is altyd die slimste ding. As ons as 'n kerk, ewen net hierdie gebou, op 'n plek kom waar God se ons gehoorsaam is aan God, en dit die opdrag van God vir ons belangrik raak, gaan daar nie meer plek in hierdie kerk wees nie. Gaan hierdie hele dorp omgedraai word, want mense gaan begin sien wie Jesus is. Ons sing daai liedjie, ek het nou die dag vir iemand gesê, to be like Jesus. Al wat hy vir ons vra, is hoor my woord, en wees dit gehoorsaam. En dis wat ek by julle wil los vanoggend, voor ek afsluit, is, hoor die woord. Nie die pastoor se woord nie, nie die kerk se woord nie, die woord. Die woord van God. En wees dit gehoorsaam. Abba Father, this morning, firstly, we would just want to come humble ourselves before you. En ons wil vra, Abba Vader, dat U ons sal lei, U ons sal help, U ons naby sal wees, sodat ons U woord kan gehoorsaam. Here, dit gaan nie altyd maklik wees nie, ons weet, en dit gaan nie altyd lekker wees nie, maar ons weet, as ons besef wie U is, gaan dit maklik wees om U te gehoorsaam. Want ons weet wat is U hart vir ons. Ek bid in die naam van Jesus dat as ons hier uitgaan, dat ons hier uit sal gaan verander in hoe ons dink, in wat ons dink God van ons verwag. Laat ons nie net sal opdaag vir die wedloop nie, dat ons nie net sal reg wees om te begin nie, maar dat ons volhard sal deurdruk tot die einde. Laat ons volhard in alles wat U verwag ons moet doen. Maar dat U ons die krag sal gee. Dat U ons naby sal wees, dat U ons sal versterk om te doen dit wat U van ons verwag. En ons vra al hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit die genade van U Heilige Gees in die naam van Jesus. Amen.